ons gaan vanmôre praat oor, wat moet ek doen met my lewe? Nou die vorige kere het ons gepraat om te sê, hier is ek nou, wat nou? En verlede week het ons gesê oor, hoekom doen ek goed wat ek doen? En vanmôre gaan ons sê dan, wat moet ek doen met my lewe? Nou as jy jou Bybel hier het, dan kan jy saam met my blaai na Exodus 3 vers 1 tot 4. En hy sê daarso, en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien, dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Tot sover. Wat dink julle, is die laaste ding, waaroor mense spyt is, as hulle op hulle sterfbed lê? Nou ek het so 'n paar neergeskryf, wat ek gedink. Ek dink julle, mense sal spyt wees, dat hulle nie genoeg geld gemaak het nie. Of dalk, moes hulle meer op reis gegaan het. Jy weet, miskien Amerika gaan ontdek het, of soos ek Hawaii toe, of so iets. Ek sien, jy sou sê ja. Of dalk meer van 'n journey beleef het, of so iets. Jy weet, daar's soveel baie dinge, maar hulle sê, volgens navorsing, en dit volgens uit die medisy van susters en hierdie verpleegsters wat by mense staan, by hulle laaste oomblikke van sterfgevalle, sê hulle, die nommer 1 ding waaroor mense spyt is dat ek nie my eie lewe geleef het, nie, maar geleef het volgens die verwagtinge van ander mense. Nou ons is vanmôre besig om te gesels oor roeping. As ons aan roeping in die kerkwêreld dink, dan dink ons aan hierdie misteriese soort van goed, 5 versies, 'n woord van God wat met jou praat om vir jou te sê, hy roep vir jou, 'n oom of 'n tannie wat vir jou eenkant toe vat en sê, hoor seun, dogter, jy moet Kokonaap toe gaan. Dink ons oor roeping. Ja, God praat met ons baie keer op 'n direkte, indirekte manier vir spesifieke take. Sodat ons dit duidelik en ervaar, en ek wil vanmôre met jou deel, met so geleentheid in my lewe. Dit was hierso staan net 9, wat is dit, graad 11, dis mos in vandag se taal, daar rond. Sal ek nooit vergeet, hoe ek een Saterdag, net na ek my huiswerk en goed gedoen het, op my bed gaan lê het. En ek ervaar God praat met my, om my te roep vir 'n spesifieke taak. En ek sal nooit vergeet nie, en ek weet nie of dit seker maar uit onkunde of ongeletterd uit is, of hoe ek gelees nie, maar ek doen die ding, ek sê vir die Here, goed, ek sal geroep wees, en ek sal doen wat U wil hê ek moet doen. Maar jy moet dit toelaat dat iemand anderste hierdie storie vir my kom sê, want jy weet, ek het 'n ma en 'n pa en hierdie ouens wat nie sal glo, as ek vir hulle sê nie, want Boetie leer ook vir 'n pastoor. En so die volgende Sondag, dit was die Saterdag, die Sondag, kan jy glo, daardie Sondag,
in daardie gemeente waar ek was, kom daar besoekende prediker, en daai gemeente se geskiedenis is, daai pastoor het nie sommer 'n ou toegelaat om op sy preekstoel te kom nie, kom daar 'n Amerikaner na hierdie gemeente toe. En daai Amerikaner sê vir my, jy weet wat God vir jou gesê het. God het jou geroep. So dis my storie, my persoonlike storie oor roeping. Maar wat is roeping vanmôre? Dit is nie 'n doel wat nagestreef of bereik kan word nie, maar eerder 'n gawe wat ontvang moet word. As jy sien, die woord roeping, vacatio, is 'n Latynse woord, beteken stem. Vocal, dis waar die woord vocal vandaan kom. En die stem hoor jy nie eers daar buite nie, maar hier eerder binne in my diepste ervaring van geskaapenheid. Roeping gaan dus nie oor dit wat ek moet doen en al hierdie goed nie, maar dit wat God vir my gee, sodat ek beskikbaar wees, maar in die sin, dat ek nie net bruikbaar en 'n funksionaliteit beoefen nie, maar dat ek op 'n plek is, waar dit wat ek is, kan ontvang van God. Want ek kan nie doen, as ek nie reeds ontvang het nie. Maar roeping kom baie in ons lewe deur om 'n stem te hoor. En hierdie stem is nie net bedoel vir dominees en sendelinge wat geroep is nie, maar vir elke een van ons. Elke een van ons is geroep. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons die stem van God sal leer ken en hoor in ons lewens. Dis die probleem. Maar onthou, net so in Moses se lewe het ons ook baie bronbosse en stemme. Want jy sien, daar's die stem van die skool in my lewe wat 'n invloed het. Daar's die stem van my ouers wat 'n invloed in my lewe het. Daar's die stem van die werk. Daar's die stem van die samelewing wat 'n invloed op my lewe het. Maar weet julle wat? Wat het Jesus gedoen toe hy te doen gehad het met stemme? Het hy gekies om teen hierdie stemme in te gaan. En ons sien dit in Matteus 12, het hy die stem van die familie teengegaan, waar hy sê, daar's in Matteus 12, jy kan dit gaan soek daarso, hy doen net waarvoor hy geroep is. En toe sy familie dit hoor wat doen hulle? Toe sê hulle, maar hierdie Jesus, hierdie familielid, is nou kranksinnig. Hy het dit nou omtrent verloor. Onthou, ons praat nou oor Moses. Dink net al die stemme wat Moses in sy lewe moes gehoor het. Dit was die stem om 'n prins te wees van Egipte. Dit was die stem om 'n Israeliet te wees. En uit al hierdie stemme probeer hy iets doen, maar dit werk nie uit nie. Sy roeping beland op die rotse. Hy pleeg moord en hy vlug, en op die ou einde bevind hy homself by Midian. Maar by Midian gebeur daar iets in sy lewe. Nou ek wil julle terugvat na
stuk toe wat ons lees, en ek wil vanuit die stuk wat ons gelees het, wil ek vir jou wys, en ek wil met jou pad stap om vir jou te sê, van hoe God ons roep. Nou eerste, vers 2 van Exodus 3, sê, toe hy kyk, vers 3, toe hy nader kom om die verskynsel te bekyk, toe die Here sien, dat hy nader kom om te kyk, vers 4, toe roep die Here hom. Nou dit is baie, baie duidelik vanmôre, dat in enige stem wat jy hoor, in enige roeping wat jy ervaar, veronderstel iets. Nou kan jy die storie onthou van Filippus. Wie ken die storie van Filippus? Of as jy ooit weet daar soos. Van Filippus, waar hy na Nathanael, en dis nou nie Nathanael wat sing nie, hoor, asseblief, dis nie daai een nie, dis Nathanael in die Bybel. Het hy gegaan, en hy sê vir Filippus, Filippus sê vir Nathanael, Nathanael, hier is die ou, waarvan almal so praat. En hy vertel vir hom, vir Nathanael van Jesus in 2 woorde. Hy sê vir hom, kom, kyk. Kom, kyk. En toe Nathanael by Jesus kom, toe sê Jesus vir hom, weet jy is hierdie ongelooflike ou, want in jou hart is daar geen bedrog nie. En Nathanael sê vir hom, maar hoor, waarvandaan ken jy my? En Jesus sê vir hom, toe jy nog onder die vrye boom was, het ek jou al gesien. En ons sien in elke roeping van Jesus, waar hy mense geroep het in die Bybel, het Jesus vir Johannes, toe hy vir Johannes sien, toe roep hy vir hom. Toe Jesus vir Jakobus sien, toe roep hy vir hom. Toe hy vir Levi sien, toe roep hy vir hom. Toe hy vir sy gees in die boom sien, toe roep hy hom. Ek wonder, en ek wil jy saam met my wonder, hoe sou het gewees het, as Jesus na jou kyk? Hoe lank sou het wees, as hy vir jou kyk, en dan vir jou roep? Daar's nie veel in die Bybel, van hoe Jesus gelyk het nie. Ek weet nie of jy al ontdek het nie, maar hulle sê nie daar in die Bybel van hoe lank of hoe kort en hoe groot en hoe klein of vis of daai goed is nie. Ek het dit nog nie raak gelees nie. Maar wat hulle wel sê, is hoe baie van hoe hy gekyk het. Jesus het 'n manier gehad om te kyk. Sy kyk het veroorsaak dat jy sal sien, dat jy sal doen, en dat jy sal beweeg, en dat jy dan geen moeite is om te doen, wanneer hy vir jou kyk nie. Want jy sien, woorde is nie genoeg vir roeping nie. Want daar is soveel stemme in ons lewe wat ons hoor. Maar weet jy wat? Die grootste kommunikasiemiddel waarmee ons kommunikeer is met ons oë. Die ou mense het altyd gesê, Boetie, kyk in my oë. Nee, kan jy onthou? Ek het dit ook, jy weet, en dit is om te check of jy nie iets, jy weet, as jy nou iets gesteel het of jy by koekieblik was. Boetie, kyk in my oë. Nou kom Jesus en dan sê hy, die oë is die lamp wat jou hele liggaam verlig, wat jy aangaan. Maar as jou lig donker is, hoe donker moet jou liggaam nie wees nie? Jy
Jy sien, en nou vir oggend, in hierdie tydvlak, waarin ons onsself bevind, is tegnologie so wonderlik. Sosiale media is so wonderlik, want God gebruik dit ook om mense te bereik. Maar ongelukkig is sosiale media en tegnologie maak dat hy ons so vang, hoek, sinker en lyn. En hou jou so besig dat ons verleer het om te kyk. Het jy al by 'n restaurant gesit en daar sit 'n paartjie, maar hulle praat nie eens met mekaar nie. Hulle kyk nie eens na mekaar nie, want hulle kyk net wat op Facebook aangaan en op WhatsApp aangaan en is raak afgestomp. Want jy sien, dit waarna jy kyk, is wat jy gaan wil hê. As jy vanmôre kyk na geld, gaan geld jou roeping wees. As jy vanmôre kyk om waarde in jou lewe te hê, om waardeer te word, wat gaan jou roeping wees? Om gewaardeer te word. As jy vanmôre jou kyk genot is, wat gaan jou roeping wees? Om genot na te jaag. Maar weet jy wat het ons nodig? Ons het nodig in hierdie tydvlak waarin ons beweeg om nader te gaan. Want baie van ons, almal van ons het braambosse in ons lewens, net soos wat Moses gehad het. Want onthou, dit was nie 'n ongewone verskynsel in sy lewe om 'n brandende bos te sien nie. Dit was 'n algemene ding gewees. Dat daar rolbosse was wat aan die brand geslaan het, maar dit was so warm en die omgewing was so droog, en dit aan die brand, dit was nie. Maar wat het Moses gedoen? Hy het nader gegaan. Want jy sien, ons moet begin bietjie kyk na die goed waarvan ons glad nie meer bewus is in ons lewens sê. Nou Moses se storie het 'n wending in sy lewe veroorsaak. En die wending wat veroorsaak het, was hierdie twee goed. Hy sien die braambos. Sien jy vanmôre nog braambosse in jou lewe? Sien jy nog oomblikke waar God in jou lewe 'n inspraak maak of wil met jou kom praat? Want een ding wat jy moet weet is dat roeping nie 'n eenmalige gebeurtenis in ons lewe is nie, maar dit is 'n ongoing journey in ons lewens. Want Moses het probeer, maar eers na 40 jaar. Nou het jy gedink jy is afgetree. Eers na 40 jaar het Moses by sy roeping uitgekom. Toe hy nader gegaan het en God gesien het in die braambos. So daar moet ek 'n bietjie nader gaan. Maar jy sien die oorstimulasie van al die invloede in my lewe, wat ons leef in 'n era van oorsgestimuleerdheid, van al ons sintuie en ons menswees, dat ons op 'n plek gekom het waar ek afgestomp en passief funksioneer. So kom ons sê dit reguit en op 'n baie mooi manier. Ons het net robots in hierdie lewe geraak. Ons staan op en ons doen die ding, net soos Moses, elke dag dieselfde ding, oor en oor en oor. En ek raak afgestomp in my hele menswees. En dit sluit aan by my volgende reeks, waar ons gaan praat oor, wat is die lewe?
Ek wil afsluit vanoggend met hierdie 3 punte. Gou. Hoe kom ek dan dus nader aan hierdie roeping en aan God? Eerste ding, ek moet tot 'n stilstand kom in my besige programme en my besige tydsverdryf, sodat ek weer kan sien wat belangrik is. Sodat ek dan, wanneer ek weet wat belangrik is, kan leer om te leef en te ontdek wat die gawe is, wat God in my gesit het. Want weet jy wat? Jy is uniek geskape met 'n spesifieke gawe waarna toe God jou geroep het. Is dit nie amazing nie? En as jy nou vandag 60 is, 70 is, 80 is, en jy het nog nie jou roeping ontdek nie, is nog nie te laat nie. Want terwyl jy nog asemhaal, terwyl jy vanoggend nog hier is jy nog steeds in geroepene. Want ons almal is geroep. Here, ons kom vanoggend na U toe. Dankie dat U nie ophou om vir ons te kom roep in ons lewens nie. En ek wil kom bid, Here, dat ons weer sal ervaar en ons oë sal sien hoe God vanmôre na ons kyk. En in hierdie kyk sal ervaar en sal hoor hoe God vir ons kom roep. Wil ek vanoggend bid, Here, dat die Heilige Gees vanmôre hierdie woord sal kom oopmaak en hierdie woord, hierdie stem van God in ons lewens sal helder maak. Maar help ons om vanoggend nader te gaan na die brambosse wat in ons lewens brand. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. En die gemeente sê? Amen.